Elise vat my 'n bietjie vas vandag. So ons is in eenhede by mekaar, maar sy is vir ons 'n ouer sussie vir ons sissies. En ons het vanmôre aan die tafels interessant nou sê ek vir ons het net soveel tyd. En vra ek vir Elise, praat ek lank as ek preek? Sy sê, nee oom, omdat jy het baie om te sê. So typies, ja. So sy was genadig met my. Ja, jy kan enigiets lees wat jy wil, nee. Ja, ons is bevoorreg om vanmôre hier te wees. Ek is so bly David en Annemarie. Here loop op 'n baie mooi pad met ons. Hulle is so 'n blessing vir ons. En ek is dankbaar, julle het sommer toegelaat dat 'n klomp mense kom die eerste keer. Ja, hulle het seker, ek weet nie of julle wonder, hoekom moet hulle so baie wees? Ons los mekaar nie so om nie. En ons sê net vir julle ook baie dankie. Dit is vir ons baie special. Julle besef nie, baie mense het in Boshoff kom inbou oor familiewaardes en vorentoe gaan. En dit is vir ons baie special, regtig. Persoonlik, vir my vrou en vir my, vir David hulle, dit is ons baie special om te wees. Dit is nie net sommer. En by dit wil ek sê, al oor die afgelope jare, die Here my baie geleer oor, en ek kan dit net so beskryf, ons het net nou hier so, ek dink die restaurant, ek weet nie, ek het hierdie hande gesien, het julle al die hande gesien oor die potplantjies so. So wat ek baie keer doen, as ek enige plek gaan, dan probeer ek oplet, en ek probeer bid, en vra, Here, wat wil U hê, moet ek sê? Dis nie net vir my gaan kyk, en ek is slim met die woord, ek probeer aanvoel, wat sê die hart van die Here? En die afgelope tyd het hy my baie gesê, maar jy kan nie vir mense preek as jy nie hulle hart vashou nie. Jy kan nie met mense werk, as jy nie weet wie hulle is. Anders kom preek jy nie. En dan moet ander slaafsgewys doen wat jy sê. Maar jy moet tyd spandeer soos 'n herder. Kyk, daai tyd se herders is anders as vandag se herders. Ons maak baie geld. En ons eet die skape lekker soos gister. Maar die herders van daai tyd het soos die skape geruik. As hulle geroep het, het die skape gekom. En as jy vir iemand wil preek, moet jy sy hart ken. So ek is nog nie daar met julle nie, maar ek het dalk so 1 of 2 gedagtes soos ek julle kan deel. En dit is al wat ek vanmôre wil. Ek wil nie julle prediker kom wees, maar ek wil saam met julle hoor wat die Here dalk vir julle sê. En julle moet dit beproef en daaroor gaan bid. En ek het 'n gedagte. En ek wil nie lank wees, Elise. Sy is my, wat is timekeeper in Afrikaans? Ja, sy is nog net daar oor so, okay. Jy het nou die teken, dankie. Ja, my van is van 'n merk, so. Dat is lekker, nee. So ja, kom ons sluit net ons oë. Ag Here, ons wil net vanmôre familie wees. Here, wat nou 5 minute of 10 minute of 15, maar Here, laat U Gees net in ons harte kom sak. Here, dit wat ek vertrou, soos ek praat, is daar iets wat U in die Gees, wat ons oë nie kan sien, dat U dit doen. Here, dat ons bewus kan word, hoe om U te volg. Here, dis al wat ons wil doen. Maar Here, partykeer is dit nie maklik nie, partykeer wil ons nie luister nie. Ons hoor dit maar bietjie swaar geword. Maar Here, ons het dit almal nodig. So Here, ek vra net vanmôre, dit wat ons deel, dat U net dit sal bevestig, Heilige Gees. Die woord wat die waarheid is, en U lewe in die liefde, in Jesus naam. Amen. Amen. Amen, dankie. So ek het gisteraand bietjie voorberei, dit het nou al 'n paar keer verander. Maar ons gaan dit kort hou vanmôre, en ek wil regtig by iets uitkom, want ek dink op die groep het ons gesê nuwe lewe. Nou nuwe lewe is eintlik 'n breë konsep, is dit nie? Lewe is lewe vir een ou en lewe vir 'n ander is 2 verskillende. Lewe vir 'n man en lewe vir 'n vrou is ook 2. Maar daar's 'n kombinasie. Amen.
En die Here het tyd met ons, om vir ons te verduidelik hoe om te volg. Want baie keer kom ons en ons dink ons weet. Dit is so lekker as mense om te wil dink jy weet. Want dink jy kan vir mense lei. En selfs daar waar ons in Boshoff is, het die Here vir ons eintlik maar bietjie rowwe see gegee. En ons het bietjie met mekaar gestry. Jy weet, mense maak ons so, as hulle in 'n groep staan, en hulle ding nie werk nie uit, en kyk hulle mekaar sê, dis jou fout, ek weet. En dan wys die ander een na jou terug, en sê, nee, ek dink is wat jy fout nie. En dan raak ons nederig, en ons soek eintlik dring die Here. En dan gee die Here die antwoorde, want ons het 'n nederigheid. En dan staan ons eintlik weer saam. Matteus 22, vers 37 tot 39. Ek gaan in die Nuwe Lewende Vertaling gaan ek lees, Matteus 22. Wie kan vir my so vinnig sê, voor julle so toe geblaai het, wat staan daar? Lekker, nee? Dis hy groote. Yes. So ek gaan van vers 37. En Jesus se antwoord was, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die eerste en die belangrikste opdrag. Die tweede, ewe belangrike opdrag is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou wie weet hoekom, wie het hierdie vir Jesus gevra en hoekom het hulle dit gevra? Dit was die skrifgeleerdes, né? So, hulle wou die Here 'n bietjie trap, hulle maar 'n bietjie min geweet daai tyd. Hulle was baie slim, maar hulle het nie geweet hulle kan nie vir Jesus in 'n lokval kry. Hulle het dit nou maar net baie keer probeer. En hulle wil vir Jesus iets vra, want eintlik wil hulle hom beskuldig, hulle wil hom met die pad uitkry, want hulle het gesag gehad. En mense het Jesus begin volg, omdat hulle die gesag gehad het, maar hulle het 'n wet daar gestel, wat die mense, wat die leiers kan laat uitkom, en nie by God. En toe Jesus kom in die nuwe lewe, toe is hierdie ons bietjie, die sweet het gerol. Eers, maar klomp mense, hulle kom by die leiers aan, en julle kan dit sien in die woord, kom by die leiers en sê, eers, daar is nog mense wat vir Jesus volg, ons moet iets doen. Wat het gebeur? Hy is gekruis. En in hierdie wil ek vanmôre net een punt neersit. En dit is vir ons as kerk belangrik om te weet, wat is die grootste gebod? Dit word gesê gebod. Nou gebod is 'n instelling eintlik van die hart. Dis 'n geloofsaak, wat ek vir my laat vasstaan oor hoe ek 'n ding sal doen, want ek is oortuig deur die Here. En nie net deur mense. Dis hoe belangrik dit is. Maar in daai belangrikheid moet ek dan 'n belewenis hê van God. Amen. So eerstens kom dit van God af en nie van die mense af. Wat vir my sê is, dit is belangrik om te weet dat my leiers die Here volg. Amen. Dit is my belangrik om te weet dat my leiers my hart ken, sodat as hulle na die Here toe gaan, dat hulle kan weet, wat sê die Here oor die hart. Oor die afgelope jare het die Here my so baie geleer, dat ek nie vir mense kan preek, soos ek nou gesê het, as ek nie in die hart het. Ek het in die verlede, met die gawe wat die Here my gegee het, toe ek nog baie lief was om te bedien, het die Here my gawe gegee om te hoor wat die Here sê, en inspraak gee vir die mense. En dan vinnig kom ek by 'n woord van waarheid, of by 'n woord van kennis uit. Maar soos ek stelselmatig gegroei het ek bietjie gedink, maar jy is spesiaal. As mense inkom
en jy praat oor die Here, dan luister hulle. En hulle kan iets waarneem van jou gesag wat jy het. En die Here het met my ook gekom en gesê, nou gaan ek jou iets anders leer. Wie van julle ken die Here so? Wanneer jy dink jy's oulik? Nee, dis lekker. Staan nou weer so, né? Jy ken daai posisie. Dis 'n bietjie pak kry, né? Maar doen dit eerder gouer as later. Sodat jy kan sien wat is die Here besig om vas te hou in die seisoen vir jou. Wat is die verandering? Wat is die rigting? Want julle sien, ons kan maklik soos die Fariseërs wees en weet wat in die verlede gebeur het en weet hoe om dit te doen. En dan kom ons baie keer uit by 'n plek wat dinge nie uitwerk. En dis waaroor hierdie groot gebod gaan. Dis waaroor dit gaan om eintlik op 'n plek met God te wees, dat liefde die inspraak in jou denke en in jou hart en in jou doen en laat hê. Want as daar nuwe mense inkom en ek het hulle nie lief nie en ek dink ek kan hulle lei want ek weet beter, want jy nie die skape van die Here lief gehad. Want jy nie geweet hoe moet hulle te werk. Want wat verander mense? Het is interessant dat die woord sê, hulle gaan julle ken aan die liefde wat julle vir mekaar het. Wat doen ons? Ek en my vrou, so my erkenning. Ons het op pad hiernatoe, het ons bietjie gestry, en ek het stil gebly, want ek het geleer om stil te bly. Ek het nie daai vermoë gehad nie. Ek het nou daai vermoë. Julle kan maar aan 'n klap as julle. En ons sit hier voor en ons het so kosbare oor wat in die Here. Ek sê, Here, vergewe my. Want toe ek met haar praat, toe sê ek iets ongebalanseerd. En dan vat ek en ek sê, Here, help my. Ons praat weer. En ons het so 'n huwelikssessie gehad waar jy so voor mekaar sit en jy sit jou knieë so by mekaar. En jy erken jou fout. En dis onmiddellik, is my so amazing. Is my so wonderbaar. Hoe die Here in daai oomblik van erkenning waar jy iets verkeerd gedoen het, so met jou hart vul en gee vir jou woorde. Wie ken dit? Yes, dis lekker. Dis lekker. Ons wil sê wat ons wil sê. En in die breë is daar ook baie keer 'n probleem, nie net met die enkel teenoor enkel, maar ook die rigting wat die kerk beweeg. En ek wil nou 'n groot woord sê. Kan ek dit mos? As julle seker. Ja, saggie. Ja, saggies. Ek gaan net so saggies in die mic sê, reg? Tradisie. Nou ons dink tradisie is eintlik 'n maklike ding om op te som. Nou tradisie is nie noodwendig verkeerd nie. Dis baie keer 'n heenwys. En ek wil vir julle sê tradisie is oral. Baie keer is tradisie op die verkeerde plek. Waar die Here wil lewe. En dan kan ek my tradisie vat en sê, Here, hervorm my op die manier wat U goed is. En ek sal dit. Wat is ons hoogste posisie by God? Wie kan vir my sê? Is dit 'n biskop? Wat is dit? Of is dit? Wat is dit? Is dit 'n kerkleier? Wat is dit? Yes! Dankie. Dit gaan altyd die hoogste bly. As jou reg as kind van God. Want jy is 'n erfgenaam. Wat sê die woord? Ons is mede-erfgename van wie? Van Christus. Wat het hy vir ons oorwin? Maar nou, jy is die graf, die dood en die hel. En al hierdie sondige natuursgewoontes van nie stil bly, miskien van my dinge wat ek alrede oor, en hy kom weer, maar dan kom die Heilige Gees. En hy sê, Hendrik, ek wil praat. Nou kies gij. Moet ek praat? Of wil jy praat?
En ek kan 'n oomblik in die hart gebeur. En wat toets die Here? Hy toets in hierdie gebod. Ek dink ons dink partykeer die Here wil kyk na hoe ons gebooie onderhou en hoe slim is ons en weet jy wat die Here na kyk? Is daar liefde in jou hart? Amen. Is daar liefde in jou hart? Ek wil vir julle getuienis vertel. Jesus, en ek nou reg, julle is kyk my nou. Ek bedien baie by die tronk. En jy weet in die tronk is daar 'n geldeenheid. Hy word sigarette genoem. Dis 'n geldeenheid. Glo dit of jy wil of nie. Hulle koop enige ding vir 'n sigaret. Om 'n sigaret te kry, althans. En ek bedien een man wat daar binne is. En hy kom, ons sit in 'n groep, ek het sulke groepe. En hy kom en hy sê, ek wil vir julle vertel. En dis die lewe wat die Here in hom gesit het. Glo vir my. Ek het iets met hom gedeel. Ek kan nie lewe gee, dis God berig. En ek sê vir hulle, Jesus, ek voel net ek moet vanmôre met julle praat oor hierdie roulies en hierdie sigarette, hulle het alle tipe name. Hy ons het tot die Bybel gebruik en gerol. Hulle doen sulke snaaks. En hierdie ou staan op, organies. Hy sê, julle moet oproer. Mense, jy sal nie glo nie. Uit daai een sel kom daar 'n skorpioen uitgeloop. So, meneertjie. Dit was seker die ou groetjie gewees. Hy staan op en hy gaan trap daai ding stuk. En die woord sê, julle sal op slange en skorpioene trap. Amen. En niks sal oorkom. Hulle sal niks oorkom. Dit was my so openbaring in die gees van iets wat losgebreek is. Want dit is 'n geestelike mag daar. Dit is 'n tradisie om vir iemand te sê, jy's my ek, ekskuus ouens, ek het ook gerook. Né? So ek vat niemand vas nie. Partykeer sit daar goed in ons harte vas, wat ons nie kan los nie. Want die liefde van tradisie teenoor God is daar, maar nie die liefde van Jesus wat vry maak. En dis wat die kerk is. Ons lei mekaar op deur dit wat die Here besig is met ons. Nie omdat ons kenners is, maar omdat hy ons besig is om ons te verlos. Ek en David, ons het nou al 'n 3 jaar wat ons met mekaar lees, ons het goeie saamgevys. Wat ek nie gedink het kerk is nie, maar wat ek nou besef kerk is. Ons het daai skorpioene gaan trap en sê, tradisie. Ons is nog besig om dit. Maar die Here sal ons laat oorwin. Markus 7. En ek wil net daar eindig. En ek weet is nou. Kyk sit maar. Markus 7 vers 8. En dan wil ek regtig hê en in vertroue kan wees dat ons 'n gebed kan doen. En op 'n punt kom waar ons dalk sê, Here, is daar 'n tradisie, elke oude tradisie, is dit nie so nie? Jy het 'n manier hoe jou tande borsel, dis tradisie. Is dit nie so? Dis iets wat jy in glo. Maar daar's vir ons kultuur 'n tradisie. Daar's 'n manier hoe ek met mense grappe maak. Ek sê gisterand vir iemand, ek het al so grappe gemaak, dan praat die Here met my. En toe wil ek vir 'n ander pastoor 'n grap vertel. Maar ek moet my gesig gebruik, is 'n ander kultuur. Toe ek my bril so afhaal, toe breek my bril net nie so. Sê die Gees van die Here het ek nie gepraat. Sê ons, ek kan nie sien en dus. Die Here se liefde, het in liefde met my kom praat, maar ek het gesê nie. Soos lekker is dit van 'n merwe. Ek kan grappe vertel waar ek wil. En met wie ek wil. Sulke goed by die Here my leer. Hoe hou jy mense se harte vas? Dat ek 'n inspraak op. Markus 7 vers 8. Daar staan: Julle ignoreer God se opdrag en hou ten
koste daarvan aan menslike tradisies vas. Mense, om iets te leer by God, by die Vader, by die Heilige Gees, kom van die hemel af. Jy kan nie hier by hierdie winkel, of by, ek wil nou oor Radio se winkel sê, maar kan nou nie meer onthou. Jy kan nie by Knapsak, jy kan dit nie jou gekoop nie, jy kry dit hier, bevryde, yes! Maar eers wat jy leer is liefde. Hy sê, kom na my toe, verliefd, for free, but come with a loving heart. Want wat jy gaan ontvang, gaan jy verander. Jy gaan nie weer dieselfde kan bly. Jy gaan iets spaar. Nou goed dan. Just ek sê nie mooi nie. Ek sê, die goue stem. Hoe gouwer ek ophou weet. Dan word ek tegen Here wat hulle lief het. Hy stort het na my geluister nie. Ek is net nie die stort, ek is nou in die straat met man. Ja. Ek julle hoor het. So, wat ek, en dis nou die punt, ek dink ons kan nie so kom lag. Ek dink die punt is, om net vir die Here te sê, Here is U se my. Jy gaan iemand nie verander deur jou tradisie. Jy gaan nie iemand verander deur jou beter weet nie. En ek wys, as iemand met dit kan assosieer, asseblief, assosieer saam met my. Maar ek wys al 10 vingers na my. Jy gaan niemand kan verander met die liefde van God. Jy gaan kan inspraak hê met wat God se planne is, uit die hemel. As jy bereid is om te sê, verander my hart. Ek weet, maar U weet. En ek sien vir die gemeente, net soos ek vir ons sien, want ek het nog met my mense, dis ook om ek hier buite staan met my kort hempie, dat ek bietjie anders kruid neem. Ek is net bietjie meer braaf gesit. Daar het gister gesê iets van 'n ysbeer. Maar ek dink daar, dit is net so bietjie, net so bietjie wil. Asseblief, man. Sal dit daar hier. Ek dink is ons, wat ek ook geleer het, enige besluit is familiebesluit. Want dit raak aan. Enige inspraak, of het negatief of positief is. Mense moet 'n opinie kan gee. Maar jy weet, deur ons tradisie, kan ons nie eens mekaar se opinie na luister nie, want daar is nie liefde nie. Jy luister dalk net na iemand anders, en die Heilige Gees praat met daardie persoon. En ek het so oop geraak in die afgelope tyd, teenoor die gemeente se mense, want as ek nie oop is vir hulle, hoe kan ek hulle harte vas? Hoe kan ek weet as ek dalk 'n balk in my oog het? Dis maar ek sien nice man. En wat die Heilige Gees doen, ek dink hy kyk na die hart van die gemeente. En ek dink as jy saamstem dat die Heilige Gees jou iets oortuig het oor, dan sê Here, ek het nie daai hart nie, maar U die hande, wat my hart kan verander. I make a stand. Say, Lord, change this heart. Dis besluite wat 'n familie saam, en wat 'n familie erken teenoor. Ouers, ons stig mekaar deur liefde.
Want ons sien dinge wat nie reg is nie. Maar ons sien die liefde van die broer se hart raak. Want hy praat met my, want hy kan nie sien dat ek nie verander in die hande van die Here nie. En dan as ons saam staan, dan word niemand verneder nie. Ons sê maar net, Here, hier is die hart. Loop het uit saam met my. Vorm my. En maak my. En ek wil graag vir hierdie gemeente, net soos vir ons gemeente bid en sê, Here, ons moet mekaar meer lief. Daar is nie net volkstradisie nie, daar is persoonlike tradisie. Dinge wat my voorouers my dalk geleer het, wat dalk niks met die Here te doen het. Ek lê dit in u hande vanmôre. Hier is 'n lig, charisma bediening in bosse wat geplant is, sodat God hom kan gebruik. Maar hy gaan nie tradisie gebruik nie, hy gaan sy lewe gebruik. Hy het gesterf vir ons. Amen. En staan saam met hom op. En hoe jy jou lewe vir die Here. Terwyl ons so sit, ek wil vir ons 'n gebed doen, want ons hoef nie te lank aan te gaan. Ek wil vir jou vra. Ek weet nie wie's besoekers hier nie, kan nie sê nie. As jy vanmôre sê, ek kan ook so braaf wees om te staan. Ek meen Oranje is ons is braaf, né? Dis my so lekker, né? Kan ons 'n bietjie staan en sê, Here, ek is bereid om my hand in die hande te sit vir u gemeente, vir u doel, vir u werk, waartoe u dit vat. Ek is bereid. Here, ons bid vanmôre. Lei ons na daai plek. Geen tradisie gaan ons soek bring. Niks wat ons geken het of van die aarde ken, kan ons daartoe vat nie, maar u Heilige Gees. Here, in die band wat ons met mekaar het in die liefde, soos ons verander, om mekaar te erken, mekaar op te bou en te stig. En te sê, my boetie, die Here het jou geroep, die Here het jou gelei. Moenie ingee nie, loop sak. Moenie terugduins. Die Here is jou krag en jou psalm, hy is jou lied. Hy sal jou die krag. Jy is spesiaal. Jy is sy. En Here, vanmôre wil ons net bid dat hierdie harte van charisma bediening, dat hulle so bold sal wees, om hulle harte in God se hand te sit. Sodat hulle die stroom van lewe kan ervaar. Here, dat hulle kan vervul die planne wat u vir hulle het. Here, het u die gemeente geplant, Here Jesus. Here, om lewe te bring. Lei die gemeente om hulle op te laat offer en wys hulle die vrugte daarvan. Die vrug van ondersteuning, die vrug van die Heilige Gees, die vrug van verandering. Here, dat die Heilige Gees nie net in hierdie gebou nie, maar in hulle verhoudinge met mekaar. Here, as hulle besluit om te bid, dat almal so saamtrek, Here. Here, as hulle besluit om 'n selgroep te hê, Here, dat hulle sal saamtrek met die liefde van God. Here, breek, Here, dit wat nie van U af is nie, maar met liefde. Nie met geweld. En Here, dat ons kan opstaan, dis die doel. Dat ons kan opstaan en sê, dit is die werk wat die Here met ons doen. En Here, as ons dan na die gemeenskap toe uitgaan, Here, gaan ons 'n nuwe gee en 'n nuwe reuk en 'n nuwe liefde hê. Breek dit. Here, nie ons tyd nie, maar U tyd. Dat ons daai verandering in ons hart sal aanvoel. Dat ons dit sal waarneem, dat dit by ons bly deur die Heilige Gees. Here, hier is 'n gemeente, Here, wat nie soos ander gaan lyk nie.
Here, hy het hulle uitgesoek, die woord sê kosbare edelgesteentes, lig, waarheid, geloof in Jesus se kosbare naam. Ons sê vir U baie dankie. Heilige Gees, wees U die naprediker en wees U die een wat die werk in alles lei. Here, seën die leierskap. Here, seën U die kleintjies, een en elkeen. Ons loof en ons prys